Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie Saterdagoggend. As ons terugdink oor die week, het die Here vir ons 'n paar harde tekste gegee om aan te kou. En vanmôre kom gee hy vir ons weer ene. Kom ons gaan lees wat sê hy vir sy volk in Genesis 22. As jy aan my volk, aan die magteloses by jou, geld leen, mag jy nie teenoor hulle soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag nie van hulle rente eis nie. En nou kan sakemanne vanmôre frons oor hierdie vers. Maar hoe kan God verwag dat instansies geld rentevry moet uitleen? Natuurlik is die opdrag hier in Genesis 22 in 'n heeltemal ander wêreld gegee as vandag. Om mee te begin, dit gaan hier oor iemand wat 'n huislening moet aangaan of 'n motorlening moet aangaan om 'n motor te koop nie. Dit gaan ook nie hier oor professionele geldinstansies wat lenings aan mense moet toestaan om hulle in staat te stel om groot uitgawes, groot skuld te maak nie. Waaroor gaan dit dan? Dit gaan hier oor mense wat reeds gebrek ly en geld nodig het om aan die lewe te bly. En as die Here jou dan in so 'n posisie gestel het dat jy hulle kan help, mag jy nie misbruik maak van jou posisie en hulle uitbuit nie. Jy mag hulle nie sien as 'n kans om geld te maak nie, maar 'n kans om te dien en te help. As kind van die Here behoort daar in elk geval net een groot reël in my en jou hele optrede te wees, as ons met ander te maak het. En dis hierdie groot reël van liefde. Help graag, sonder bymotiewe, want dis hoe God my en jou elke dag help. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
Here, U self is so genadig met my. Mag ek dieselfde teenoor die behoeftiges word. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag beleef.